Welkom by hierdie oordenking. Dankie dat jy tyd maak. Tyd maak vir God. Tyd maak vir jouself. Tyd maak om tot rus te kom. Om vrede in te drink. Om vreugde te vind. Word ook nou weer stil en weet dat God in, deur en saam met jou elke dag beweeg. Twee engele gaan op reis. Een is 'n wyse ou engel en die ander 'n jong, onervare een. Die eerste aand kom hulle moeg, gesweet en uitgeput by hulle slaapplek. Dit is 'n groot luukse huis. Toe die eienaar die deur oopmaak en die twee gehavende mans sien, besluit hy hulle lyk te sleg om in sy gewone gastekamers te bly en gee hy vir hulle sy ou stoorkamer om in te oornag. Toe hulle iets te ete vra, sê hy tamelik onbeskof dat dit nie ingesluit is by die prys nie, dat die kombuis al toe is. Honger en moeg maak die engele vir hulle self slaapplek tussen die rommel. Terwyl hulle so lê en gesels, sien die wyse engel 'n kraak in een van die mure. Met sy naderkyk merk hy iets op. En dis toe wat die jong engel sien hoe die wyse engel sement aanmaak en die kraak baie mooi en netjies toepluister. Die volgende dag reis hulle verder en kom die middag by 'n ou, eenvoudige maar netjiese plaashuis aan. Die boer en sy vrou ontvang die twee moeë en onbekende reisigers met oop arms. Boer sê onmiddellik vir hulle: "Ons het vanaand net die 2 borde kos vir ons vir aandete, maar ons kan sien julle is baie moeg en honger en julle kan vanaand ons 2 se aandete kry." Daarna gee hy vir hulle 'n skottel warm water om te was en sê vir die manne dat hy en sy vrou die aand op die vloer langs die kaggel sal slaap, sodat hulle in hulle bed kan gaan inkruip. Die volgende oggend toe die 2 engele wakker word, hoor hulle 'n vreeslike gehuil van die boer en sy vrou. Hulle enigste koei is daardie nag dood. Nadat hulle vir boer en sy vrou getroos het en gedoen het wat hulle kon, loop hulle verder. En dis in hierdie verder loop wat jong engel vir wyse engel vra: "Ek verstaan nie. Die eerste man was 'n onbeskofte, synige ou man, maar jy was souwaar so goed vir hom dat jy 'n kraak in sy muur toegemessel het. En nou dat ons by hierdie gawe, bedagsame mense oorgeslaap het, vrek hulle koei. Hoe werk dinge dan?" Dis toe wat die wyse engel sê: "Toe ek deur die kraak in die muur van meneer Onbeskof gekyk het, het ek gesien dat daar agter die kraak in die muur hoope goud lê. Ek het die kraak toegepluister sodat hy dit nie kan kry nie, want hy verdien dit nie. En by die gawe mense, ek het die nag die tyding ontvang dat die boer laasnag sou sterf. Ek het toe onderhandel dat sy koei eerder as hy weggeneem word. En ek het reeds gereël dat een van sy vriende vandag vir hom 2 gratis nuwe koeie gaan bring." Hierdie fabel vertel op 'n manier 3 dinge vir ons. Waarhede wat ons ook in die woord vind. 1. Ons kan en sal God se manier van dinge nooit verstaan nie. Want God is God. Soos in 1 Korintiërs 2 vers 11. Net soos met 'n mens, niemand weet wat binne in jou omgaan behalwe jou gees nie. Net so weet niemand wat in God aangaan, behalwe God se gees nie. Onthou, ons hoef nie te verstaan nie, maar ons kan hom, die groot God, altyd met alles in ons vertrou. 2. God sal op sy manier tyd en wyse vir ons, selfs wanneer dit lyk of sy weë nie sin maak nie, altyd die heel beste gee. Psalm 81 vers 17 lees: "Met God se kinders sal dit anders wees. Vir julle sal hy die heel beste gee, die lekkerste kos wat jy jou kan voorstel." En 3. Onthou, God gee nie noodwendig in die vorm van menslike aardse dinge nie. Sy seën is anders. Sy gee is dieper, ryker, meer omvattend as wat ons mense verstand ooit kan dink. Ons lees in 1 Johannes 2 vers 17.
maar die persoon wat doen wat God vra, se pad loop saam met God, die ewigheid in. Kom ons bid hieroor. Here, ek is eerlik. Soms is dit regtig vir my moeilik om u manier van doen te verstaan, want Here, dit maak nie altyd vir my sin nie. Dit maak nie sin as goeie mense swaar kry of slegte mense lyk of hulle floreer nie. Help my regtig om te weet dat ek nie hoef te verstaan nie, want wat gaan dit my help om te verstaan? Maar dat ek u kan vertrou, omdat u God is, omdat u lief is, omdat u gee, op u manier, u tyd. Here, ek maak my hande oop om u soort seën te ontvang, ongeag my nie verstaan. Amen.